Barnabas is een van die mees kleurvolle karakters wat ons teekom in die Nuwe Testament. Maar ook een van die karakters, soos ons binnekort gaan sien, wat eintlik 'n ernstige probleem in sy menswees gehad het. Sy persepsie van homself het in 'n sterk kontras gestaan met die persepsie wat Christus van hom gehad het. Maar Petrus self was eintlik totaal en al onbewus daarvan. En hy moes deur 'n sekere proses gegaan het om uiteindelik in die spieël te kyk en te sien wat Christus gesien het in hom. Nou, al hierdie dinge het eintlik gekom as gevolg van hoe hy net was, wie hy was. Moontlike resultaat van hoe hy groot geword het. Maar hy was 'n persoon wat baie vinnig kon optree, baie vinnige ding kon sê, nie altyd mooi gedink het voordat hy gepraat het nie altyd mooi gedink het voordat hy gedoen het nie. En ons sien dit by verskeie geleenthede. Dink byvoorbeeld waar hy uit die boot uitklim toe Jesus oor die water na hulle toe aangestap kom. En eers nadat hy uitgeklim het en op pad is na Jesus toe begin hy om hom rond te kyk en let op wat hy daar gedoen het. Hy het sy oë van Jesus afgehaal. En toe die omstandighede gesien en ewe skielik besef, maar wag 'n bietjie, ek het myself nou hier in 'n situasie gekry wat ek nie in beheer is van eintlik nie. En hy begin sink, maar Jesus gryp hom aan die hand en red hom uit daai situasie uit. By 'n latere geleentheid, hulle is op die berg van verheerliking. Nou is dit Petrus en die seuns van Zebedeus, die 3 van hulle is daar saam, en hier sien hulle vir Jesus, vir Moses en Elia in verheerlikte vorm. En ewe skielik begin hy en hy sê, maar kan ons nie vir julle 3 hutte hier bou nie? Om wat mee te doen? Hulle verheerlikte liggame, ek meen, dis nie asof weer hulle een of ander iets gaan aandoen of enigiets van daai aard nie. Hulle is al reeds in verheerlikte vorm. Nou, dis vir my altyd interessant om te gaan kyk wanneer die Bybel meer as een keer dieselfde storie vertel. Hoe hulle weergawes daarvan verskil. Hoe meeste van die evangelieskrywers eintlik wil regtig sagkens met Petrus wil werk. Want mens skop nie 'n man wat lê nie. Hulle sal net sê, weet, dis wat hy gesê het. Maar in een van die evangelies maak die skrywer dit baie duidelik, dat toe hy gesê het, ons moet vir hulle hutte bou, hy het nie geweet wat hy sê nie. Nou dis maar 'n mooi manier om te sê, maar dit wat hy gesê het was eintlik 'n stupid ding om te sê. Hy het nie gedink nie. En ons gaan weer sien hoe hy soms praat en dinge sê en eintlik nie bewus is van wat hy sê of wat hy impliseer of wat dit beteken nie. So ek wil hê jy moet die Bybels neem en saam met my lees in Lukas hoofstuk 22. Lukas hoofstuk 22 vanaf vers 31. Nou, as iemand wat homself beskou het as 'n leier onder die disippels, want ons sien 'n paar keer dat die ander disippels na Petrus toe gekom het en dan vir hom gevra het om met Jesus te praat, het hy homself baie so beskou. Jy weet, ek is die voorganger, ek is noem dit dan nou maar die hoofouderling onder die disippels, ek is hulle leier. Jy weet, so hy's die een wat half die voorbeeld is vir die ander om na te volg. My persoonlike oortuiging is dat daar 'n rede is hoekom Jesus vir Petrus en die seuns van Zebedeus elke keer saam met hom gevat het, wanneer hy ander agterlos. Dis nie omdat hulle die leiers was nie. Hulle was die 3 probleemkinders. Hulle was die 3 moeilikes. Waarom? Wat vertel die Bybel ons van hierdie seuns van Zebedeus? Seuns van die donder, by geleentheid, weet, hulle sê sommer vir Jesus, maar hierdie mense wil nie in die dorp toelaat nie, laat vuur sommer uit die hemel uit neerkom, en dit is so nie 'n Jesus metode van dinge doen nie. So Jesus vat hulle saam, nie omdat hulle die leiers is nie, maar dat hulle so 'n bietjie addisionele blootstelling aan hom kan kry en hopelik in karakter verander om meer soos Jesus te word. Maar kyk nou wat hier gebeur. Lukas 22 vers 31, en die Here sê, Simon, Simon, kyk, Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Jo, harde woorde, né? Jesus sê, Satan soek om julle, uit die aard van die saak, die disippels, al 12 van hulle,
soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid. Wat sê Jesus vir hom? Ek gee meer om oor jou as oor die ander 11? Nee. Tussen die 12 van julle is jy die een oor wie ek die mees bekommerd is. Tussen die 12 van julle is jy vir my die swakste skakel. En dan gaan hy verder. Hy sê nie net vir hom, jy is die swakste skakel nie. Hy sê vir hom, as jy eendag bekeerd is, nou hierdie gebeur die aand wat Jesus gearresteer word. Met ander woorde, Petrus loop al saam met Jesus vir 3,5 jaar. En Jesus sê vir hom, as jy eendag bekeerd is, met ander woorde, jy is nog nie eers ten volle eintlik bekeerd nie. Dan sal jy jou broers versterk, maar sy selfbeskouing is, maar ek is die een wat nog al die pad my broeders versterk. Ek is die leier van die groep. Ek is die leier van die trop. Hulle kom na my toe soms om te vra dat ek vir hulle moet intree half by Jesus. Ek moet die vrae vra. Ek is die voorbok. Ek is die besonderse ene wat saam met Jesus partykeer een kant toe geroep word. En nou gee Jesus vir hom 'n beskouing wat hy nie van homself gehad het nie. Sy selfpersepsie is, hy's die leier, maar Jesus se persepsie van hom is, maar jy's eintlik nog nie eens bekeerd nie. En ek's bekommerd oor jou. Ek bid besonder vir jou. Jy's die probleemkind. Nou wat is die mees logies natuurlike manier waarop 'n mens gaan reageer daarop? Nooit, nie ek nie. Nee, daar's niks om oor te bekommer nie. Kom ons kyk hoe bewoord hy dit, vers 33. En hy het vir hom gesê, Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Aan die woorde, moenie my bevraagteken nie. Wanneer dit by my kom, gevangenis, never mind gevangenis, ek sal vir u sterf. Ek is bo bevraagtekening. Bo enige redelike twyfel. Ek is die een op wie u kan staat maak. So hy regverdig homself. En kyk wat sê Jesus vir hom volgende. Hy sê vir hom vers 34. Maar hy antwoord. Ek sê vir jou Petrus, die haan sal vannag nie kraai voordat jy 3 maal verloon het dat jy my ken nie. So Petrus, jy sê, jy sal vir my gevangenis toe gaan. Jy sal selfs vir my sterf. Maar ek sê vir jou, voordat hierdie dag verby is, gaan jy 3 keer ontken dat jy myself net ken. Vergeet gevangenis, vergeet die dood. Net dat jy my ken. Hoe voel Petrus oor die een? Diep gekrenk. Hoe kan hy so sê? Ek het dan nou net verklaar, ek sal vir u gevangenis toe gaan, ek sal vir u sterf. En gaan lees maar die verhaal wat net na dit gebeur. Jesus vra, hoorie, is daar daarom 'n paar swaarde hier onder julle? Hulle sê daar's 2 swaarde. En soos wat 'n ou nou eintlik vir Petrus geleer ken het, dit sal my glad nie verbaas as hy al 2 swaarde gedra het nie. Dis nou maar net hy. Kyk, hy moet nou gereed wees, hy wil nou sy punt bewys. En wat gebeur? Hulle gaan in die tuin van Getsemane toe, Jesus los die ander een kant en hy vat sy 3 probleemkinders 'n bietjie verder saam met hom, dat hulle saam met hom kan bid. Maar hulle kan nie. Later aan kom daar soldate aan. En toe die soldate hom nou wil arresteer, vertel die evangelies vir ons, een van die disippels het 'n swaard gegryp en kap toe nou sommer Malchus se oor af en weer eens. Jy skop nie 'n man wat lê nie. Behalwe vir Johannes. Johannes sê sommer reguit vir jou, dit was Petrus. En onthou nou, Petrus het nie in wese 'n probleem gehad met Malchus nie. Petrus se issue is nie met Malchus nie. Hy's 'n visserman. Nou ewe skielik moet hy 'n swaard daar begin rondswaai en een ding moet ons baie duidelik verstaan. Romeinse soldate was fenomenaal goed opgelei. Hulle het geweet hoe. Nou kom 'n visserman en hy het waarskynlik een van die soldate aangeval, maar weens sy onbevoegdheid met 'n swaard staan en kap die verkeerde ou se oor ook nog af. Maar wat gaan gebeur as hy die ou aanval? Wat is gewaarborg gaan gebeur?
Hy sal gelukkig wees as hy nie doodgaan nie, want daai soldate sal vir hom doodmaak. Hy het geen manier wat hy homself kan beskerm nie. Maar as hulle hom nie doodmaak nie, gaan hy verseker in die gevangenis opeindig. Maar wat het hy vir Jesus gesê? Ek sal vir u gevangenis toe gaan, ek sal self vir u sterwe. So hy probeer homself nou weer eens bewys. Maar uit sy eie menswees uit probeer hy dit doen. Op 'n absoluut ongevraagde manier, want dit was die laaste ding wat die Here eintlik wou gehad het moet gebeur. Dis nie Christelike gedrag om sommer net 'n ou se oor te kom staan en afkap nie. Maar nou is Petrus nie dood nie, maar daar gaan waarskynlik nou 'n geregtelike vervolging kom, want hy het nou iemand beseer. Maar wat is nodig vir die geregtelike vervolging om deur te gaan in die hof, om iemand skuldig te bevind? Daar moet bewyse wees, en Jesus tel die oor op, en hy genees die man se oor. Waar is die bewyse nou? Weg. Daar is nie bewyse nie. Die man se oor is perfek genees. En hoe voel Petrus? Weereens probeer hy homself bewys, en weereens doen hy verkeerd. Hy dink by homself, maar ai, dit gaan ek nou nooit iets reg doen nie. Jesus word weggeneem. Sy verhoor begin, hulle trek sy baard uit, hulle slaan hom in die gesig, en by geleentheid kom mense en hulle vra vir hom, maar hoorie, is jy nie een van sy disippels nie? En hy verloon vir Jesus 3 keer. En dit wat Jesus gesê het gaan gebeur. Toe hom die 3de keer verloon, dat hy hom ken, kraai daai aan. En is interessant hoe die Bybel dit vir ons vertel, wat daar gebeur het. Die Bybel sê vir ons, Jesus het vir Petrus gekyk, hulle oë het ontmoet. Nou as ek Jesus was, ek sou vir so ou wat vir my so verloon het, gekyk het met 'n kyk laat hy sommer in die brand slaan. Maar nie Jesus nie. Gaan lees 'n bietjie in die Gees en Profesie hoe dit beskryf word. Toe hulle oë ontmoet, die liefde, die omgee, die ontferming wat van Jesus afkom. Dis nie 'n kyk van verwyd nie. Dis 'n kyk van ek verstaan wie en wat jy is. En die prys wat ek gaan betaal, betaal ek ook vir jou. Glad nie verwyd nie. Verstaan en aanvaarding. Nie goedkeuring van wat die man gedoen het nie, maar ten minste die begrip. En in daai oomblik sien Petrus homself soos wat Jesus hom al lankal gesien het. Hy kyk in die spieël en hy sien nie dit wat hy wil sien nie. Hy sien ewe skielik homself deur Jesus se oë. 'n gebroke man, stikkend. En die Bybel sê hy het weggegaan en bitterlik geween. En ek kan vir u waarborg, sy wening het nie net gegaan oor Jesus nie. Dit het deels gegaan oor wat hy gesien het in die spieël. Oor wie en wat hy was. Nou vertel die Bybel vir ons. Dis die Sondagmôre vroeg. Die vrouens kom en vertel, maar ons was by die graf en die graf is leeg. En dis vir hulle net te veel. Hulle besluit ons moet self gaan kyk. Ons kan nie net hulle woord vat nie, ons moet self gaan kyk. En die Bybel sê 2 het gehardloop om te gaan kyk. Petrus en ook 'n ander. Wie was die ander een? Dit was Johannes. Nou 'n baie interessante detail wat die Bybel vir jou gee. Johannes het eerste aangekom. Wat is die doel? Waarom sê die Bybel Johannes het eerste aangekom? Wil die Bybel vir ons sê, hoor hy was 'n fenominale atleet, hy kon vinniger hardloop? Nee, daar's 'n rede. Wat gaan Petrus teekom as dit wat die vrouens sê waar is? 'n verreëse Jesus Christus. Wat is die laaste plek wat hulle mekaar gesien het? Hy het vir Jesus verloon.
'n man met 'n swaar hart hardloop nie vinnig nie. Wat gaan ek teekom as ek daar aankom? As dit nie vir dit was nie, die kans is goed dat Petrus vir Johannes sou trip net om eers aan die ander kant aan te kom. Dis sommer net wie hy is. Dis wie hy is. Hy wil eerste wees, hy wil weet. Maar nou wat gebeur as ek daar aankom? Nou is interessant dat die Bybel vir ons vertel dat Petrus is die een wat eerste gekyk het, wat binne ingaan, hy het besef, Christus het opgestaan. Maar nou, hoe voel hy in hierdie verhouding met Christus? Hoe gaan hy met hierdie situasie deel? En ons weet hulle 2 keer al ontmoet, voordat dit wat ons nou gaan lees gebeur het. Maar die Bybel gee nie vir ons regtig detail in terme van hulle interaksie met mekaar nie. Maar, ons kry die detail in die laaste hoofstuk van die Evangelie van Johannes. En ek wil graag hier vir 'n stukkie stil staan. Ons gaan begin lees by vers 14. Johannes hoofstuk 21 vers 14. En dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer 'n tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom 'n derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die 3de maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Baie mense is onder die indruk dat ons hier 3 keer dieselfde vraag kry, maar ons doen nie. Wat hier gebeur kan jy nie in Afrikaans sien nie, jy kan dit nie in Engels sien nie, jy kan dit net in die Grieks sien. In Afrikaans het ons die woord liefde, in Engels love. In Grieks 4 verskillende woorde. 4 verskillende intensiteite, as jy dan nou wil, 4 verskillende spesifieke betekenisse. Die een woord is storgei. Storgei is familieliefde, soos wat broers mekaar liefhet en 'n broer en 'n suster mekaar liefhet, familielede, niggies, neefies. En dan het jy eros, waarvan die terms soos erotika en eroties vandaan kom. Dis meer eintlik 'n tot 'n mate selfsugtige, dit gaan oor selfbevrediging, dit gaan oor wat wil ek hê. Dan het jy philia, dis 'n affiniteit, ek hou van. So as jy nou met jou vrou gaan praat, dan moet jy nou nie philia gebruik nie, want jy philia Romeis, maar jy philia nie jou vrou nie, jy het nie net 'n affiniteit nie, jou vrou moet jy agape. Dis 'n selflose liefde wat homself gee. Goed? Jy kan Romeis philia, jy moet jou vrou agape. En die woorde wat hier vertaal word in die Afrikaans en in die Engelse vertalings net as het jy my lief, hulle verskil, dis nie dieselfde nie. Die eerste keer kom Jesus en hy vra vir Petrus, het jy my agape, het jy my selfloos lief meer as die ander hier? En Petrus antwoord, ek het u philia, ek het 'n affiniteit vir u. Waarom? Waarom? Want hy's bang, hy weet wat het laas keer gebeur. Hy het gesê, ek het 'n toewydingsvlak aan u, wat geen perke ken nie. Ek sal vir u gevangenis toe gaan, ek sal vir u sterwe. En toe Jesus hom weer konfronteer, is hy bang om te overcommit. Hy sê, ek philia u, ek het 'n affiniteit vir u. Maar Jesus verwerp hom nie. Hy sê, laat my lammers wei.
al maak hy nie die standaard wat Jesus gevra het nie. Die tweede keer vra Jesus vir hom. Simon seun van Jona, het jy my lief? En hy gebruik weer die woord agape. Maar hy vra nie meer as die ander nie. Die eerste keer het hy gevra, het jy my lief meer as die ander? Nou nie meer as die ander nie, want hy was mos die leier. Hierdie keer vra hy nie, so net soos wat die ander was, nie meer as die ander nie, het jy my lief. So hy kom so 'n bietjie af in terme van die vlak van toewyding wat hy oorvra. En Petrus antwoord, u weet dat ek u filia. Weereens, hy kan nie commit nie. En dan die derde keer, en dit help ons om te verstaan presies wat hier aangaan. Bybel sê vir ons daar, hy vra hom die derde maal, Simon seun van Jona, het jy my lief? En hierdie keer gebruik Jesus self die woord filia. En nou verstaan ons waarom die Bybel sê, Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? Filia jy my? Want Petrus weet nou, Jesus kyk deur hom. Hy kyk tot in sy wese in, hy sien wat die probleem is in sy siel. Daarom sê hy, Here, u weet alles. Wat bedoel hy met u weet alles? Net generies u weet alles? Nee, hierso is 'n gesprek tussen twee mans wat 'n baie interessante en dinamiese verhouding met mekaar gehad het. En wanneer hy sê u weet alles, dan roep hy eintlik daai gebeure terug. U weet alles, u ken my beter as wat ek myself ken, u dit laas keer bewys. Here, ek sukkel, ek hoor u wil hierdie vlak van toewyding hê. Here, ek kan nie by dit kom nie. Ek's bang vir die toewyding. Ek's bang ek gaan sê, ja, ek sal op daai vlak u ontmoet, en ek gaan weer val. Here, ek's bang. Daarom is hy bedroef, en hy sê, Here, u weet alles. U weet dat ek u liefhet. En hier kom die karakter van Jesus Christus so sterk deur. Soos elke vorige keer, hy skuif hom nie een kant toe nie. Hy sê elke keer, in die eerste geval, laat my lammers wei. Laat my skape wei. Pas my skape op. Want die Here verwag die hoogste vlak van toewyding van ons af, maar hy verstaan ook, dis nie waar ons begin nie. Hy is bereid om ons hand te kom vat daar waar ons wel hom kan ontmoet, waar ons dieselfde taal praat, al is dit 'n eenvoudige laafvlak toewyding, maar hy gaan ons nie daar los nie. Hy wil ons hand daar vat en ons verder neem tot op daai vlak wat hy verwag. En is baie interessant wat hierna gebeur, want ons sien dan in die dinamiek, in die interaksie wat hulle het. Jesus sê vir hom, voorwaar is vers 18. Ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en gegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, en hier praat hy nie van fisiese ouderdom nie, hier praat hy van ouderdom in geloof. 'n volwassenheid, 'n geestelike volwassenheid. Toe jy jonger was, toe jy nog geestelik jonk was, onervare was, het jy gegaan waar jy wou, maar as jy ouer geword het, dan gaan ander jou omgord en jou neem waar jy nie wou wees nie. En dan sê hy spesifiek, vers 19, en dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. Hy sê vir hom, ek sal jou ontmoet waar jy is, en ek sal 'n pad saam met jou stap. Maar daar is ook so 'n stukkie van die ou Petrus in hom. 'n Stukkie waarvan hy nog nie ontslaag geraak het nie, en die Bybel vertel vir ons, die oomblik toe Jesus dit doen, en ek meen, wat sy fenominale liefde, medelee het Jesus met hom. En die eerste ding wat hy doen, hy sê, Jesus, maar wat van hom? En hy wys weer terug na Johannes toe. Wat van hom? Maar Jesus gaan hom nie laat om die bos lei of sy aandag laat aftrek van daai primêre fokus af nie.
Bybel sê vir ons in vers 22. Jesus antwoord hom: As ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Petrus, in die verlede was daar geleenthede wat jy jou oë van my afgehaal het, waar jy gesink het, omdat jou oë nie op my gebly het nie. Ek kom ontmoet jou nou daar waar jy is. Moenie kyk na ander nie. Die interaksie tussen Christus en die ander is nie jou probleem nie. Volg jy my? Hou jou oë op my, dis die enigste weg. En wanneer ons byvoorbeeld gaan lees in Handelinge en ons gaan kyk na wat in die kerkgeskiedenis gebeur het, daai bewering wat hy gemaak het, Here, ek sal vir u gevangenis toe gaan, ek sal self vir u sterwe, het dit gebeur? Ja. Want toe hy sy oë op Christus begin hou, en nie sy aandag laat aftrek deur enige iemand of enige iets anders nie, toe word dit 'n realiteit. Toe kan hy die Here verheerlik deur vir hom gevangenis toe te gaan, en selfs in die gevangenis te getuig van die goedheid en die grootheid van sy Messias. En ja, op die ou ene het hy sy lewe verloor. Maar was dit enigstens 'n prys? Glad nie, nie eers in die minste nie, want wat het hy gewen? Die ewigheid. Die ewigheid. En hy staan in die annale van die geskiedenis opgeskryf as een van die groot geloofsmanne wat saam met Jesus gewandel het. Maar hy moes eers ontslae raak van die eie ek. Hy moes eers homself in die spieël sien vir wie en wat hy werklik was. Hy moes homself sien deur Jesus se oë, sodat hy kon verander in sy eie karakter om meer te word soos Jesus. Daai grootheid, daai selfverwaandheid wat hy gehad het, dit moes weg. Hy moes op die punt kom dat hy weet, uit sy eie menswees uit, kan hy die vlakke van toewyding wat hy gedink het hy het, nie bereik nie. Dit kan op net een manier bereik word. Deur 'n lewende verhouding met Jesus Christus. En Jesus Christus sal vir my en vir jou ontmoet op dieselfde manier wat hy dit gedoen het met Petrus. Al wat nodig is, op watter vlak ook al, is om te sê, Here, kom help my. Ontmoet my waar ek is. Ek wil die pad saam met u stap. Maar onthou een ding, die vlak sal nooit dieselfde bly nie. Jesus wil ons met 'n pad neem, wat geleidelik stelselmatig opwaarts gaan, waar ons van karakter verander word om meer te wees, soos ons verlosser en saligmaker Jesus Christus. En dan kan ons hom verheerlik, deur 'n toegewyde lewe, gefokus op hom en op hom alleen. Mag die Here ons in daai proses lei. Kom ons buig die hoofde. Heilige Vader, ons is dankbaar vir die verhale wat ons in die woord kry. Nie oor fiktiewe gebeure nie, maar oor mense net soos ons. Mense met ernstige probleme in hulle eie karakter, in hulle eie persoon. Maar Here, ons is dankbaar dat die God wat ons aanbid, 'n God is van liefde en van genade. Wat selfs wanneer ons foute maak, ons in die oë kyk, nie moet verwyd nie, maar met liefde en aanvaarding en 'n verstaan, nie met goedkeuring van ons sondes nie, maar met begrip vir ons omstandighede en met sulke oorweldigende liefde, dat ons Messias bereid is om ons aan die hand te neem en ons op 'n pad te vat van geestelike groei, sodat ons kan eindig op die vlakke van toewyding wat U van ons verwag. Here, gee vir ons die moed van ons oortuiging,
om ons foute te erken, om te sê, ons is gebroke, gefalle mense, wat voor 'n almagtige en heilige God staan. Maar ons is dankbaar dat hy bereid is om ons aan die hand te neem en op 'n pad te neem, wat nie altyd gemaklik gaan wees nie, wat kan beteken dat ons in die gevangenis eindig, of miskien selfs ons lewe verloor. Maar mag ons altyd in oë hou, Jesus Christus en hom volg. Want ons weet dat, wat ook al van ons geneem word in hierdie lewe, dit wat wag, is eksponensieel en onmeetbaar beter as die beste wat hierdie wêreld kan offer. Here, lei ons, leer ons deur u Gees om getrou te wees, gehoorsaam te wees aan u in elke opsig. Dit bid ek in Jesus naam alleen. Amen. I rather have Jesus than silver or gold. I rather be his than have riches untold. I rather have Jesus than houses or land. I rather be led by his nail-pierced hand than to be a king of a vast domain, or be held in saints' great sway. I rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful to his dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to his holy name than to be the king of a vast domain, or be held in saints' great sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. He's fairer than lilies of rarest bloom. He's sweeter than honey from out the tomb. He's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let him lead than to be a king of a vast domain, or be held in saints' great sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today.